Kom ons gaan lees Jesaja 61 vers 3. Daar net daai een deel. Ek sal maar alles lees as reg. Kom maar eintlik net daai een deel lees, maar dat die woord van môre dat jy besef jy kan jou kleed verander. Wat se kleed dra jy? En jy kan daai kleed wat die vyand of jou verlede of jou wat in jou werk kan jy verander om 'n nuwe kleed aan te sit. Ek praat daar, hy sê kom ons lees om vir die treuring dis in Sion te beskik. Met ander woorde, beskik is om te laat manifesteer. Dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdesolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaag gee, sodat hulle genoem kan word terebinde van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Ek wil daai in 'n gewaad, daai gewaad is 'n kleed, 'n mantel van lof vir 'n verslaag gees. Amen. Ons vra vanmôre praat in my hart, dat ek kan identifiseer die kleed. En dan ook hier, wat is die kleed wat ek eintlik so in my hart soek om te dra vir die aangesig. Dat ek soos Dawid kan wees, dat ek kan sê ek het 'n man en 'n vrou gevind in my hart. Ons vanmôre onder daai groep kan inkom en sê ek het vanmôre my dogter gevind. 'n vrou na my hart, ek het my seun gevind vanmôre, 'n man na my hart. Om vanmôre hier dat ek 'n besluit maak, as my kleed nie behaag nie, as my kleed nie is wat ek self wil hê dit moet wees nie, dat ek dan vanmôre sal verander wat ek kan. Net eer die daarvoor. Amen. Met 'n mens se lewe, jy baie keer besef het, maar met elke ding in jou lewe is daar 'n kleed wat by jou kom. Sê net jy's werkloos, nou kry jy 'n werk. Wat gebeur? Jy het eintlik 'n kleed waarmee jy dra. Jy kom daai kleed vir hierdie werk wat jy moet doen, is 'n kleed dat ons dink jy is verantwoordelik. Daai kleed bepaal dat jy op tyd moet wees. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jouself, en as jy met kliënte werk, het jy 'n verantwoordelikheid met jou kliënte. Daai mantel loop jy mee, en jy neem dit op, en jy geniet dit, en jy neem op, onthou, saam met daardie werk, daai mantel, het hy verantwoordelikheid, het jy eintlik sekere magte. Jy kan maar enige plek gaan, as jy met elke persoon in 'n maatskappy, elkeen van hulle het 'n verskillende mag, elkeen verskillende gesag. Jy kan nie net by 'n bestuurder se deur loop nie, daar's 'n gewone dame daar, en sy het mag, sy besit niks nie, maar sy het authority. Sy is die bewaker van daai deur. Amen. So dis daai ding wat in die lewe kom, dat elkeen jy het sekere, die kleed wat jy dra, bepaal 'n sekere mag en 'n sekere karaktereienskap wat binne in jou en my se lewe. So hoe hoër jy gaan, hoe hoër jy in die bestuur gaan of hoër in 'n leierskap gaan, dan verander jou kleed. Daar kom meer gesag, meer autoriteit en jou karakter verander. Hoekom? As gevolg van die verantwoordelikheid wat jy kan sien, die bestuurder lyk nie soos iemand wat net nou mee begin werk het nie. Hulle het 'n ander karakter, hulle het 'n ander persoonlikheid. Jy praat ook nie dieselfde met hom en met die een wat nou net begin en daar's al hierdie goed wat dan, hoekom? Want dit verander mense persoonlikheid, né? En saam met daardie mantel is daar sekere manifestasies, jy het sekere magte, daai man in jou magte, en daai goed word dan eintlik daarin gemanifesteer. So die kleed wat jy eintlik dra, wys eintlik wat 'n karakter jy het, dit wys eintlik wat 'n verantwoordelikheid jy het, en dit wys eintlik wie jy is. Toe God die priester aan wil inbring, het hy met Moses gepraat. Moses het sekere kledingstukke gemaak, 'n priesterlike kledingstuk. Toe laat hy vir Aaron kom, en het Aaron bekleed met wat die priester kleed. Dit was die identiteit, en hy kon ook nie aan die tempel gaan sonder daai kleed nie. En as jy onrein is, jy kom in die tempel in, soos een van sy seuns gedoen het, dan sterf jy.
Want saam met daardie kleed het sekere verantwoordelikhede gekom. Daar was sekere eienskappe, sekere karakters. Jy was dit nie, maar jy is dit. Die oomblik as die kleed lê, dan verander jy in daai sekonde. Jy weet nie dat iets met jou gebeur. Jy het dit nog nooit besit. Aaron was nog nooit 'n priester nie. Hy het nie geweet hoe die goed werk nie. Maar toe die kleed kom, toe word hy genoem priester van God. En saam met daai het daar 'n karakterverandering by hom. Hy het nie meer gedink en gedoen sodat hy gedoen het. Hoekom? Want die kleed het gekom en het 'n verandering by hom teweeggebring. Tamara. So daar's verskillende klede as jy gaan kyk. Juda se skoon dogter. Die Bybel praat dan Genesis 38:14 praat hy en Tamara het die kleed van haar weduweeskap afgehaal. Saam met daai, so met anders sê, as jy kleed van 'n weduwee, wat weet ek van jou? Jy's in rou. Jy's alleen. Jy's stikkend. Wat is in jou lewe verskriklik? Iemand is dood. Jy identifiseer daai kleed. Wat doen sy toe sy die kleed afhaal? En toe haar skoonpa by die hek inkom, toe sy nie meer die weduweeskleed aan nie, maar 'n ander kleed en toe slaap hy mos wel. Want hy het nie die seën van gegee wat hy beloof het. Hy gaan gee. Selfs so in Markus 10 praat hy van die blinde man, nee, wat het hy gedoen? Hy het sy kleed afgegooi. Hy het ontslaag geraak van daai kleed van blindheid. Hy het ontslaag geraak van daai kleed wat hom in gevangenskap gehou het en uiteindelik vrygekom. Want Jesus vra, wat moet ek vir jou doen? Hy sê, Here, dat ek kan sien. So met ander woorde, jy kan as jy woord gaan lees, jy blinde mense met melaatsheid, het 'n sekere kleed en jy het hulle geïdentifiseer. Maar as die Here hulle aangeraak het, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle karakter verander. Hulle lewe verander. Met ander woorde, as ek nou in ellende is en die Here raak my aan, is ek nie meer nie. Ek kom vry. Amen. Ek dra 'n ander kleed, ek kom met 'n ander karakter. Selfs toe jy die Here Jesus aangeneem het as salig, maar wat het met jou gebeur? Jou karakter het verander. Daar is sekere verantwoordelikheid sin by jou gekom. Wat het anders word? Jy het geweet, jy moet na die huis van die Here gaan. Jy moet die goed binne die huis van die Here begin jy sien wat hulle doen en jy begin 'n volgeling daarvan word. Hoekom? Want dit verander jou karakter. Dit verander jou persoonlikheid en dit gee vir jou mag. Amen. As jy buite is en dan as jy opstaan en sê vir mense ek's 'n kind van die Here, wat ek vir jou sê, het hulle 'n sekere verwagting van jou. Daar's 'n sekere eienskap, 'n karakter wat jy moet openbaar. Openbaar jy nie daai karakter is die teenoorgestelde van jou as 'n kind van die Here. Verloor jy kind van dan sal as daai ou kind van die Here sal ek dit nie wees nie. Hoekom? Hy sê dit, maar hy het nie die karakter verander nie. Die kleed wat hy dra en die mag wat hy het sy waarde verloor. Daarom is so belangrik dat jy moet weet, wat is die mantel of die kleed waarmee ek besig is? Want elke kleed het 'n sekere karakter. En elke kleed het sekere magte. Dawid kom, hulle is by 'n Siklag. Hy kom terug. Hy het sy vrou en al die ouens se kinders gevat en sy vrou en sy kinders op en hulle die woord praat en die manskappe was bedroef. En het onder mekaar gepraat om Dawid dood te maak. Nou weet hier sit Dawid, hy het ook geveg sy vrou, sy kinders, alles op dom. Maar hy besluit om maak om dood. Maar wat doen hy? Die woord sê hy van die priester kleed. En hy gaan raak die God. Wat het daar gebeur? In 'n flip, in 'n switch. In 'n oomblik soos 'n skakelaar verander die karakter van Dawid na die karakter van 'n priester. En hy gaan soek die aangesig van die Here en die Here antwoord hom soos 'n skakelaar. Dat jy aan en af, jy bepaal die kleed wat op jou kom lê, niemand anders nie. Jy en ek bepaal die kleed waarmee ek besig is. En as jy na hierdie woord kyk en sê, en hy het vir hulle wat? 'n kleed gegee, né? 'n kleed vir 'n gewaad van lof
vir 'n verslae gees. Daai ding, ek het 'n kleed van lof. So wat is die ding wat jou vasgehou? 'n Verslae gees, want dit is ook 'n kleed wat jy het. Ja. Jy kan in droefheid en moedeloosheid en krampagtigheid kan jy wandel, want dit is 'n kleed. Ja. As iemand by jou kom en hulle skinder, dan weet jy van hy. Die kleed wat hy dra, identifiseer jou. As jy ou sien, weet jy daai ou vloek. Want dis die manifestasie. Dis die karakter wat hy openbaar. Amen. As iemand lieg, jy weet. Ek vra wie van jou familie lieg? Jy sal dit met hy dra 'n kleed. Jy ken hom so, sy hele karakter. As jy iemand ken wat 'n skelm is, jy ken hulle. En dis die karakter, dis die manifestasie wat by hom kom lê. Maar jy kan daai karakter kan jy ook kom en verander. Sê maar jy is moedeloos. Want dan daar's 'n gees wat by jou kom lê, dat jy naderhand neergedruk is. Nou sê die woord, verander jou kleed. Kry 'n gewaar, sit plaas daai kleed op jou. Gooi daai kleed van jou af, want dis 'n wilsbesluit. Jy kan in een oomblik kan jy van moedeloosheid na oorwinning toe skuif. Ja, amen. Van krampagtigheid na krag toe. Van ongeloof na geloof toe. Daai oomblik as jy besluit dat jy gryp die Here aan en jy gryp die woord aan, dan verander jou hele persoonlikheid, jou hele omstandighede verander. As jy daar vers 10 gaan lees. En ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my bekleed met die klere van heil. My in die mantel van geregtigheid, sien jy wat ek praat hier? Klere van heil, 'n mantel van geregtigheid, soos 'n bruidegom wat priestelik die voorhoofsband kom te ombind, en soos 'n bruid wat vir haar man met juweel versier is met juweel. Met ander woorde, daar's 'n kleed van geregtigheid. Jy kan in een oomblik as jy in sonde leef, kan jy onmiddellik skuif. En wat gebeur? Daai krag, daai sonde verloor sy waarde, want jy het geskuif. Die vir jou lees vers 6, 64 vers 6. En ons het almal geword soos onreine, en al ons geregtigheid soos 'n besoedelde kleed. En ons het almal verdorf soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Wat doen sonde? Sonde is 'n kleed. En jy word en saam met daai sonde is daar 'n manifestasie, so ek moet sê. Mense ken jou, jy kan nou alles goed met 'n mens praat, maar mense begin jou ken deur die kleed wat jy dra. Dit is so. Wanneer ek en jy in versoeking kom, wat is die ding wat begin manifesteer? Want dis eintlik 'n kleed wat by jou lê. Jy kan dit net sê, ek kan myself nie help nie, maar ek wil lieg. Wanneer daar 'n versoeking kom, jy weet jy moenie lieg nie, maar jy kan jouself nie help nie. Want daai gees, jy neem daai karakter aan. Daai kleed maak dat jy daai karakter aanneem. Ja. Jy word eintlik 'n gevangene van daardie sonde. En ek wil vir jou sê, daai sonde het mag. En daai sonde verander jou karakter. Jy kan nou maar gaan kyk. Sien jy maar 'n jong meisie. Sy kus, sy lyk goed. In die volgende oomblik begin sy al minder klere aantrek en jy begin jy sien daar's 'n karakterverandering. Wat weet ons wat begin plaasvind, 'n gees van welis. Dan jy kom op 'n stadium jy soek aandag, né? En wat dink jy? Dink as jy jouself ontbloot, begin daai goed manifesteer, né? En die ouens wat jy trek, is die ouens wat daai karakter maklik optel as ander. Hulle sê ons gees soek gees trek gees. Wat sien ons later van haar lewe? Die pad begin stap.
Daarom is dit so belangrik dat jy moet oplet, wat is die gees wat binne jou werk? Ja, amen. Is dit 'n gees van trotsheid? Want baie keer dink jy as jy mooi klere het of jy besit iets awesome of jy kennis of jy wysheid, jy's beter as iemand. Pas op vir daai kleed. Ja, En amen. ek wil vir jou sê, daai kleed gaan manifesteer. Wat gaan jy doen? Jy gaan by jou huis sit, jy gaan TV kyk. En jy gaan klere sien en dan kom die vyand en herinner jou aan sekere iemand in jou familie of een van jou vriende of kennisse. En wat gaan jy oor hom begin dink of haar dink? Hoe sleg is hulle, want jy lyk beter as hulle. Wat is daai? Dis 'n versoeking, dis 'n kleed van trotsheid. Want jy en jy het 'n sekere karaktereienskap wat jy ontwikkel. Want jy dink jy's beter. Dis trotsheid daai. Want jy dra dat, en ek wil vir jou sê, jy kan maak wat jy wil, so jy moet gaan kyk, hoe werk hierdie versoeking binne jou, daar wat ek jou gesê, jy moet gaan kyk, wanneer word jy versoek, wanneer is jou slot? Want die gees wat by jou werk met 'n slot in jou lewe, is jy vatbaar in die môre, ek sê maar van 6 tot 9, van 9 tot 1, van 1 tot 3, van 3 tot 7, van 7 tot 10, van 10 tot 2 in die môre, waar lê jou slot? Wanneer jy nou alleen gaan, jy vat met jouself voor jy begin nou pornografiese goed kyk. Jy weet, dis right. En wat gebeur? Jy kan jouself nie help nie. En wat doen daai? Dan verander jou karakter, né? Maak jou iemand wie jy nie eintlik is nie, want jy word vuil. Dis wat daai kleed doen. Sonde word expose. Dit is so. Jy kan maar nie inkom van die huis af. Want jy weet, en jy is so bang iemand sien daai kleed van jy loop. Ja. Is dit nie, dalk is die kleed wat jy vloek, kleed wat jy goed doen, wat jy nie moet doen, wat jy doen nie goed in die geheim. En ek is skaamte, maar is die kleed waarmee jy loop, en hy verander jou karakter, is dit nie? Jy kan sien iemand wat drink, ek wil verander hulle karakter, is dit nie? Hulle persoonlikheid verander, doen skade. Hy begin goed sê, sy begin goed doen, wat nie 'n deel is van hulle nie. En jy kan nie dink, dis dieselfde mens wanneer hy of sy nigter is, wat dieselfde doen. Jy kan mense kom nie by mekaar. Yes, amen. Maar daai karakter van sonde het mag. Daarom moet jy dan sê die woord sê vlug vir die sonde. So jy moet gaan kyk, wanneer word jy versoek? Wie is die mens? As jy gaan na mense, jy weet, as ek daar by daai ou kom, of daai vrou kom, hulle lieg, en dan wil ek saam lieg. Hulle skinder, wil ek saam skinder. As ek weet, ek moet seker goed nie op my foon kyk nie, dan moet jy nie daar gaan nie, dan moet jy dit begin blok. Amen. Want ek wil vir jou sê, daai gees in jou dryf jou, want dis 'n mantel wat jy om jou het. Jy kan hom maar prys die Here soos jy wil, maar ek sê vir jou, daar's 'n mantel wat met jou werk. Daai geheimenisse wat by jou opkom, wat wil God vanmôre doen? Jou vrymaak van daai ding. Sodat jy die switch kan verander, die skakelaar kan verander van ongeregtigheid na heiligheid, want heiligheid is 'n kleed. Want sy word bekleed met Christus, word bekleed met heiligheid. Want jy het 'n mantel van, en jy kan sien, ek wil vir jou sê, die oomblik as daai sonde werk en jy doen die skakelaar na heiligheid op die kleed van geregtigheid, onmiddellik verander jou karakter. Jou krag verander van 'n verslae na kragtig, van iemand wat in versoeking is na iemand wat uit versoeking kom, want jy begin daai gees bestraf. Wat doen jy? Jy gooi daai sonde van jou af. Sonde kan nie by jou kom as jy daardie karakter en daardie krag van geregtigheid aanneem. Jy kom nie by jou uit. Hoekom? Want jy's ingestel op God. Jou hele menswees is ingestel om heilig en opreg te wees. Sonde kom nie by jou nie. Amen. Want jy moet verander. En niemand kan dit doen, maar jy moet besluit, wat gaan jy doen? Ek wil jou lees daar in Romeine 13. Vers 12 en 13, 14. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê
en die wapens van die lig aangord. Laat ons welgevoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery of dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees en om sy begeerlikhede te bevredig nie. Maar beklee julle met, ek wil vir jou sê, dit verander onmiddellik. Onmiddellik verander jou hele karakter, jou hele persoonlikheid verander na geregtigheid. Hoekom? Want geregtigheid beteken opreg met die Here se reg. Jou karakter skakel met die karakter van Christus. Dit verander wie jy is. Daar is mense sê, "O, dink jy jy's heilig?" Hoekom sê hulle vir jou dit? Want jou karakter het verander, jou persoonlikheid verander. Hoe nader jy aan die Here Jesus kom, hoe meer verander jou karakter, verander jou persoonlikheid. Hoekom? Want jy ontwikkel die karakter van Christus. Dit is so. As jy in leierskap is en ek, hierdie bediening het 'n verantwoordelikheid. Jou leierskapposisie het 'n verantwoordelikheid. Enige werk wat jy doen, as 'n kind van die Here, het jy 'n verantwoordelikheid. Want daai karakter is die karakter van Christus. Ek verwag nie van jou om sekere goed te doen nie. En ek verwag vir jou wat? Om volgens die woord te leef en te wandel. Daar moet jy vra. Die lewe wat ek leef, wat se mantel dra hy? Hy praat daar, hy sê van, so dis iets wat jy opneem, iets wat jy vat wat jou maak. Hulle sê nou daar, hy sê vir 'n kleed, 'n gewaar van lof. Maar as jy nie daai kleed aanneem nie, sê nou ek gaan soek nou die kleed van lof, wat sê dit vir my? Dit sê vir my, ek kan hande klap. Dit sê, ek kan my hande opsteek. Dit sê, ek kan dans, is ek reg? Dit kan sê, ek kan vrolik wees binne die Here en voor die Here. Amen. Het jy jouself al gesien? Julle lyk sleg. Sorry. Hoekom? Want jy nog nie die kleed gevat nie. Jou hart brand. Jou voet, man, ek onthou, ek het daar na 'n kamp toe gegaan. Ou dansie ouens, yes, en onthou net as jy jou kop opgeneem is hier binne, dis al min goed wat met jou reg werk, is dit nie? En dan sit ek daar en kyk hierdie storie. Dit was nou die maandag. Kyk, die maandag was 'n moeilike dag. Want hulle doen goed wat jou brein nie ingestel is nie, en daar's hierdie bediening wat jy nie ken nie, en hulle dans voor die Here. Maak ek maar my oë toe, want 'n mens moet dan stil en proper wees voor die Here. Jy gaan nog nie so aan nie, verstaan? Nou, dis wat jy geleer, nou, dis waar jy vandaan kom. Want jy het iemand anders se oë begin jy na die Here kyk. En jy dien die Here soms uit iemand anders se persepsie, nie die woord uit nie. Nou die woord aangegaan, die week het nou aangegaan en nie hulle dans nog steeds groot, baie en hoe meer, onthou maandag is ek, hy stywe reg op mannetjie, en hoe meer die week aangaan, wat kom jy, daai kleed kom lê op jou, nee. Toe begin ek agterkom, ek het nog nooit beat gehad met die linkervoet maak, So dis daai, as jy nie leer om te weet, as jy nie daai kleed om jou sit van lofprysing en jy weet jy kan jou hande klap, en jy weet jy kan dans voor die Here, en jy kan jou mond oopmaak en sang en blydskap leef, kom daai kleed nie, dis iets wat jy aan moet optel, en sê vandag gaan ek my hande klap, vandag gaan ek dans voor die Here, vandag gaan ek jubel voor die Here sê my gaan dans. Dis nou daai ding wat jy vir die Here sê, kan ek net confirmation kry. Ek was nog baie daar, ek weet nie om die linker, ek kan nie dans nie, daar's nie. Ek het nie ritme nie, ek kom nie by daai vlak. Dis mooi, dis awesome. Maar ek nou sê die Here my gaan dans. En nee, hy vat 'n vlag saam. Nou daai stadium het ek al die Here al so 15 jaar gedien het. Nee, man, dit is 32 jaar. Sê maar 20 jaar. Nou sê ek het dit nog nooit gedoen, ek weet nie hoe om dit te
sê hy gaan dans en vat 'n vlagsak. Ek sê vir hom, ja, ek weet nie wat om te doen nie, maar laat ek dit vir jou sê. My voete was los, was awesome, was 'n belewenis. Wat het gebeur? Ek het daai mantel van onkunde afgegooi, mantel van lof opgetel. Want ek het gesien, jy kan hande klap, en dit was dat, kon aan 'n klap, hande opsteek. Ek in die begin, ek was soos 'n spietkop, ek nie weet hy mag nie, en naderhand jy baie gesag, en is dit nie, jy kan sien spietkops wat nie meer trek hier net nie, ou wat jou broers sê, jy kom nie so. Is dit nie, ja, so jy steek daar, en jy waren nie oor die ou voor jy of agter, want jy is so verlief op die Here, en hy is so goed vir jou. En ek gaan voor, ek vat 'n vlag, en ek dans vir die Here. En die wonderlikste was, dit was vir my absoluut fantasties. En niemand het my geplan, ek het nie omgegee oor iemand anders te doen. Maar dit was ek en God. Dis wat gebeur, hy verander jou karakter. Hy verander jou persoon, daai wat, ek sal nie dit doen nie. Ken jy die Here as hy by jou kom? Dis dit nie. Daai mense wat verlam is, wat sê die woord, en het gedans, en gejubel voor die Here. As goed wat hy met jou doen, die oomblik as jy daai mantel optel, en jy maak die mantel joune, is daar sekere mag, en sekere manifestasies wat kom, want die woord sê, okay, waar leef die Here? Hy kom in waar? In die teenwoordigheid van sy kinders, in hulle lofprysing vir my, in hulle gejubel, dan kom die Here in. Baie verstaan, jy met jou reg op ruggie op en jy lyk so. En jy kan nie eintlik ander klap nie, want jy weet nie wat jy doen nie. Wat wil ek vanmôre vir jou sê, waar gaan God dan kom? Om jou te kom besoek, soos hy moet. Amen. As jy vanmôre nie 'n kleed van geregtigheid, tel hy kleed vanmôre. Verander die switch. Gaan lees wat God sê. Hoe moet ek lyk vir hom? As ek lofprysing sing, hoe moet ek lyk vir hom? Wat is sy begeerte? Ek weet ons al jare, dis nie my persoonlikheid nie. Ek doen nie dit nie, ek is 'n introvert. Nee, my ma, ken jy die Here wie jy dien? Wie wil ek behaag? Wil ek jou behaag of hom behaag? Ek wil hom behaag. Hoekom moet ek bly in my vind? En oor my sê welgedaan. Ek hou van daai deel van Dawid. Die woord kom en hy sê, en Dawid het gedans voor die Here met al sy mag. Kan jy dink hoe awesome moes dit gewees het? En almal om hom dans en verheerlik die Here. Wat het daar gekom? Wat sê die woord? Wat se salwing het daar kom lê? En Dawid kom in die woord sê, en God het Dawid mag gegee om die volk te seën. En wat sê die woord? En Dawid het na sy huis gegaan om sy huis te gaan seën. Daai seën het gekom as gevolg van dat homself verlustig het in die lewe. Homself oorgegee om die Here te dien. Daar wil ek jou aanmoedig vanmôre. Vat daai krag van geregtigheid, vat daai karakter van geregtigheid en heiligheid en maak dit jou deel. Wandel in daai kleed, wandel in daai verantwoordelikheid wat jy moet hê om te bid en te soek en te roep na die lewende God. Want as jy nie daai karakter, daai mantel opneem, sê ek, jy sal jou bidlewe nie opskryf nie. Sal jou lofprysing nie opskryf nie. Jy gaan nêrens gaan nie. Oor 'n jaar gee ons steeds so aan bid soos jy bid en maak wat jy wil en doen net wat jy wil. Jy het niks van verander nie. Maar as jy by God kom, jy vat daai mantel, dan maak dit jou los die sonde. Amen. Los jou geregtigheid. Begin na God soek. En hy begin in jou te verander. Is dit nie awesome? Amen. Amen. Ek wil vertel jou nog 'n storie. Ons kom uit 'n ander denominasie uit. Kom ons in hierdie Pinkster gewaarde. Nou net jy hoor baie stories oor Pinkster. Robbe stories. Maar ja, geval. En nie een waar, maar die ou wat jou vertel was ook nie daar. Ja, dit is die ergste. Ken jy die goed? Ja, so kom jy nou maar kerk toe hou dit, maar wat doen die Here? Jy het 'n hart vir die Here, so hy begin jou karakter verander, hy begin jou persoonlikheid verander, jy begin agterkom, daar's meer aan God as wat jy beleef.
En yes, die ouens praat in taal en kyk hierdie stories, so nou gaan ons huis toe, jy moet weet, nou gaan ons huis toe. Ons is nou nie gewoond aan hierdie goed nie. Wat doen ons? Ons praat in onkunde, né? Jy ken nie die goed nie. Jy gehoor daai ou, huppel, nee, daai ou praat nonsens man. Niemand praat so nie. Dis dit nie. Jy ken nie. Tot God hy mantel by jou bring. En sê, wil jy dit hê? En daar's vir jou niks mooier, niks lekkerder, niks meer awesome as hierdie mantel om dit te bekom nie. Is dit nie? Elke stap in jou lewe is soos 'n ding wat die Here voor jou sit en daar's niks, jy sal alles gee om hierdie mantel te bekom. En toe daai mantel vat, toe manifesteer die mag en toe verander God die mense karakter al hoe beter en al hoe meer. Amen. Nou as jy bid, is dit eintlik op tweede natuur en jy tale praat, omdat God goed hoekom, want die mantels lê op jou, die gesag lê op jou, die karakter, jou persoonlikheid verander met die van Christus. Wat ek wil vanmôre alles vir jou sê, as jy moedeloos is, kry jy 'n ander mantel, jy flip daai switch. As jy voel jy kan nie bid nie, kan jy onmiddellik ingaan en vir God gaan staan as kind van die Here. Jy flip daai switch, want jou karakter verander, jou gesindheid, as jy sonde, jy besig nie, duiwel los jou nie, verander jou karakter. Dat ons daar as dit 'n gees is, kom ons dryf uit gees vir jou. Ons maak jou los, dat jy by die Here kom die Here nie. Amen. Dis al goed is wat jy soek in die Here lê vir jou heiligheid of tale, of uitsig van taal, profesie en die gawes en dit lê vir jou. Luister wat ek vir jou sê, gryp daai mantel. Moenie laat dit by jou verbygaan nie. Vra, Here, maak my honger. Maak my honger om U te aanbid. Maak my honger vir hierdie mantel van tale, uitsig van taal, van profesie. Maak my honger vir genesing. Laat die kleed by my kom lê. Sodat ek daardie krag, daardie karakter, en daardie salwing kan beleef. Want ek van elke mantel is daar 'n salwing. Amen. Sonde dra, ek wil nie sê 'n salwing, hy dra 'n teenwoordigheid. As ons praat oor die salwing, praat ons oor eintlik die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar as ons oor sonde praat ons eintlik oor die teenwoordigheid van 'n onreine gees, is dit nie? Mag jy vanmôre sit in die Here. Daar het die sonde gekleed. Maar jy praat al so lank, ek so lank honger en lus en ek sien niks meer anders behalwe hierdie kleed wat U voor my lê en ek gryp vanmôre. Sê vanmôre, Here, ek gryp hierdie kleed. Wat moet ons mag weet, gryp daai kleed. Gryp daardie verantwoordelikheid. Gryp daardie karakter wat daai kleed saambring sodat jou lewe kan verander, jy blydskap en oorwinning kan belewe. Amen. Ons bid so baie dankie my koning, my Here, my God. Ons vanmôre kan kyk na my lewe, want ek wil nie 'n kleed van veiligheid hê, maar so die kleed van God, die kleed van heiligheid, geregtigheid, opregtheid. Gods wandel, ek sê met die ou dinge afsterf, my bekleed met Christus. Want Christus het mag, Christus het krag. Want die woord sê vir hom wat bid, sal hy antwoord. Kom vanmôre, Here. Dat ons vanmôre die skakelaar sal op of afsit. En 'n ander kleed, en dit wat ek bid vir hulle wat al so lank soek vir 'n sekere kleed, vir krag en mag, dat hulle daai kleed vanmôre sal opneem. Daardie eienskappe sal beoefen van daardie kleed, sodat U naam in en deur hulle lewens vereer sal word. Amen.